Kenners sê daar is 4 seisoene wat 'n mens laat verander. When you hurt enough, you have to. When you see clearly enough, you are inspired to. When you learn enough, that you want to. And when you receive enough, that you are able to. Dis interessant hoe verandering nie altyd op dieselfde manier gebeur nie. Partykeer verander ons, omdat die pyn te groot raak om dieselfde te kan bly. 'n Siekte, 'n verlies, 'n teleurstelling, 'n gebroke verhouding. Daardie oomblik wanneer jy besef, ek kan nie meer so aangaan nie. En dan is daar natuurlik ander tye, wanneer iets skielik helder raak. Jy sien nuwe moontlikhede, jy kry visie, hoop, inspirasie. En soms gebeur verandering weer stadig, deur leer, deur te groei, deur wysheid. Jy begin anders dink, anders kyk, anders leef. En dan is daar natuurlik die mooiste seisoen, wanneer jy genoeg ontvang het, genoeg liefde, genoeg genade, genoeg ondersteuning, dat jy uiteindelik die krag het om vorentoe te beweeg. Maar maak nie saak regtig in watter seisoen van verandering jy is nie. Daar is een konstante: God. Die Bybel sê in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde, tot in ewigheid. Ons omstandighede verander, ons emosies verander, ons planne verander, mense verander, maar God, hy bly teenwoordig. Wanneer jy deur pyn gaan, vertroos hy jou. Wanneer jy geïnspireer voel, lei hy jou. Wanneer jy leer en groei, stap hy saam met jou die pad. Wanneer jy ontvang en geseën word, voorsien hy vir jou. Miskien is dit hoekom ons nie bang hoef te wees vir verandering nie. Psalm 46, dink ek sê dit die mooiste in vers 3. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Selfs wanneer alles rondom ons skuif, bly God die vaste fundament onder ons voete. En dalk is die grootste troos nie dat ons altyd verstaan waarheen verandering ons neem nie, maar dat ons weet wie saam met ons daarheen stap. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, dankie dat ons tot U kan bid. Dankie dat ons altyd mag weet dat U konstant by ons is. U was, is en sal altyd daar wees vir ons. Here, help ons in tye van verandering, wat almal van ons op verskeie stadiums in ons lewens beleef, dat ons altyd bewus sal wees van U teenwoordigheid. U wat lei, U wat ondersteun, U wat onderskraag, U wat vertroos, U wat krag gee, U wat inspireer. Here, wil U gee dat ons op U sal staatmaak in daardie tye. Dankie dat ons mag weet dat U ons nie alleen sal laat nie, en dat ons in verandering nooit alleen is nie. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is daar net iemand daar buite wat op hierdie stadium in sy lewe deur verandering gaan en net meer moet hoor dat daar 'n konstante is: God. Tot 'n volgende keer.